Hallo almal hier op die top. Tannie het so my so dink 'n week gelede gevra. Maar kind wil graag sy lisensie doen oor 14. Hy droom om 'n trokdrywer te wees. Kom ek sê vir Tannie, dit is baie maklik. Dis baie maklik. Punt nommer 1. Dit maak nie saak wat 'n werk jy het nie. Ons almal begin te onder. Ons begin onder. Kleine werk, strate vee, warehouse-werk, pakwerk. Ons kom daar vanaf. Elke bietjie wat jy verdien, sit weg. Dit kan vir jou 4-5 jaar vat, sit weg. Maar dit eerste ding wat jy moet doen is kry jou learners. Kry jou learners. As jy jou learners het, dan het jy 'n tree vorentoe gegee. So as jy learners het, dan is jy naby. So my bemoedig aan hom is dat hy moet sy learners kry en hom elke bietjie wegsit. Al verdien hy R50 'n dag. Hy verdien iets. Hy sal die result sien wanneer hy sy lisensie het. So by my geval, dat ek gou 'n bietjie oor myself vertel. Waar het ek begin? Ek het baie onder, diep onder begin. My verlange was al die tyd toe ek wil my lisensie doen. En ek het toe kode 10 gedoen. Ek het myself so opgebou om experience om 'n driver te wees. Het ek meer as 15 jaar het ek gery. Gauteng. Ja, as dit 20 is. En ek het die driverwerk gelos. Ek het garagewerk gedoen. Ek was 'n petrol attendant. Ek het nadat ek werk gekry by 'n diesel depot. En toe sê ek vir myself, hier sit die Here vir my weer. Weer voor iets om my oë op te maak. Meneer, jy het ons gevra, jy wil 'n trok dry, jy wil trok ry. Ha? En daar het my gesit daar by die diesel. Ek dink hier gaan 'n paar manne is wat gaan kyk, wat gaan hoor, wat my ken. Hoef het weer straks stop. Atlantic Oil, ek het diesel gegooi. Maar ek het nie geophou droom nie, ek het gedroom. En ek het vir myself gesê, die spite van alles, probeer weer. Ek het my afspraak gemaak, en ek het 4 keer gefaal. Ek het nog eens gery in hierdie trok faal 4 keer. Toe vra ek vir myself af, maar hoekom? En het was nie my tyd gewees nie. En ek het weer wegbeweeg daarvan af. Ek het Kaap toe gekom, ek het gewerk vir Tykelot. Vir 'n tyd. En ek het weer teruggegaan, sê nee man. Die ding pla vir my. As ek so ek Gauteng trok hier, die ding pla vir my. Ek moet upgrade. 'n Ding wat jy vir die Here vra, dit gaan jou pla, want jy het hom nog nie gekry nie. En dit was heeltyd op my hart gelê. En ek kon dit nie sonder die Here doen nie. En ek het weer op my knieë gegaan, ek het weer vir die Here gevra, Here lei my. Here wees met my. En so het ek weer my learners gaan skryf. En so 2 maande na ry. Ek het die werkie, ek het 'n kar, maar ek het die werkie. Ek moes 'n sacrifice maak. Vir iets wat ek voor lief was. Ek hou van karre, ek hou van motorsport. Dus die manne weet.
En ek het daai kar 2 jaar en ek het al baie dinge met hy kar deurgemaak. Op die lang pad gaan staan, weer reggemaak, maar ek maak nie weg nie. Man, toe sê die Here vir my, sacrifice, verkoop die kar. Ek het hom verkoop. Ek het geld net so nie by die driving school gesit. Toe sê ek soek die license. Ek gaan nie ophou nie. Hy sê, hou moet. En ek het die tyd toe ek die geld afgee, ek het nie gehuiwer nie. Want ek het geweet, vat die 20 lesse. Vat die 20 lesse. En ek is daar deur. Die dag toe ek hom het in my hand, toe sê ek, dankie Here, want ek kon dit nie sonder U doen nie. Maar onthou, die boodskap is, sacrifice. Dit is die boodskap. Wat is jy bereid om op te gee, net dat jy by jou drome kan uitkom? Dankie.